Right, so almal soek aardwurms in hulle grond, nee. Soek jy aardslange, nee, okay. Dan moet jy nou hierso kyk. 9-5, hulle het 'n awesome korrel, kompos, aardwurm eier mix besigheid, nee. Check hierso. Hier is die aardwurmkant. Ons nog 'n video wat ons meer oor die kompos en hoe daai goeders werk en alles. As jy wil wurms plant, check hierso. Dennis, hoe lyk dit? Goed jy. Nee, doodstil rustig. Okay, eerste ding, 9-5. Vertel my gou eers, wie is julle, wat doen julle, hoe werk julle besigheid? Dus ons fokus op grondgesondheid. Yes. Ons fokus op die vestiging van 'n ekosisteem van microbiologie en die diversiteit daarvan. Okay, so julle glo, luister hierso, ons wil die grond weer lewe gee, as ek reg. Dis julle ding. Okay, nou daar's klomp ouens, almal het sy eie uitgangspunt. Kompos speel 'n belangrike rol by hoe julle die goeders doen. Wat is die doel van kompos binne in julle produk? So die doel van die kompos in ons produk is om 'n huis te vestig vir daai mikrobes om in te leef en om hulle self op 'n natuurlike manier te vestig. Laat ons weet hulle vorm 'n ekosisteem. Laat ons weet as ons hom in die grond gaan sit, gaan hy oorleef en hy gaan homself vestig van daar af. So dis nie noodwendig dat ek gaan nou die kompos gooi want ek wil kompos julle gebruik die kompos as 'n gekonsentreerde medium, as ek dit so kan stel, om die organismes te kry om basies dan te oorleef, nee. Dit is 'n draer vir die microbiologie. Uitstekend. Okay, right. So, alle harte baaikant en dan hoe lyk die klaar produk? Wel, dit is in 'n korrelvorm. Ja. 3 verskillende groottes en dan het ons ook 'n ekstrak wat ons maak uit die So ek kan hom sommer my planters my invoertoediening en al daai goeders kan ek doen saam met die kunsmis en daai tipe van net so. Jy kan hom net so in voorsit of jy kan hom versprei ook as jy wil. Okay, of die ekstrak kan ek spuit, maak die ekstrak kan jy spuit en die twee werk baie goed saam. Ja. Right. Nou waar pas die aardwurms in? Vertel my nou gou hoe werk die storie. So die aardwurm komponent is om daai ekstra nutriënte te gee. Dit is ook om daai mikrobes wat in die voedsel is vir die aardwurms. Ja. Laat hy al daai nutriënte wat binne in die mikrobes is, want 'n aardwurm is soos die ultimate predator. Hy eet mikrobes en hy eet organiese materiaal. So hy wil daai mikrobes eet en hy wil alles wat binne daai mikrobes is nog meer nutriënte beskikbaar maak. En ja. Okay. Maar nou hoe werk dit? Ek kan tog ons nou nie 'n aardwurm loop verpul saam met daai ander goeders nie. So hoe werk die som nou? So as ons hulle harvest, nou praat ek lekker Engels, as ons hulle harvest, dan skei jy nou die aardwurms kom weer in produksie in. Nee, wag. Dis sê hulle rewind. Harvest. Hoe boer jy nou die goeders? Kom ons begin daarso. Okay, so eerstens moet ons vir hulle 'n baie spesifieke kos maak. Ja. Want hulle eet net spesifieke goed. Dis nou die goed, nee. So hy moet gelaai wees met mikrobiese lewe, want soos ek gesê het, hulle eet mikrobes en organiese materiaal. Dan moet ons hulle saam met die wurms in 'n gekontroleerde manier sit. Ons kan hulle net los vir 'n tydperk nie, ons moet weet hoeveel kos sit ons aan hoeveel wurms. So hierdie is 'n baie gespesiaal, want as ek hierso kyk, kyk hierso, hier staan goed op soos die datum, ek neem aan hulle is dan van 2023 af hier. Ja, nee. So hierdie is as 'n familie al saam. Hierdie is wanneer hierdie batch gemaak is. Ja. So hy is die 2de Maart gemaak, yes. 2026 en hierdie is wanneer hy geharvest word. En dis hoeveel kilogram wurms hier fisies daar is. Hoekom is dit belangrik net vir interessantheid? Dit is belangrik want as aan die einde van hierdie proses as ons klaar geharvest het, moet ons hierdie wurms weer weeg. Maar dan moet ons weet of hulle gewig verloor het of opgetel het. As hulle gewig verloor het, weet ons hulle het te min kos gehad. Hulle het uit kos uitgehardloop. So dan gee ons 'n bietjie meer kos. Of ons moes hulle meer kos gegee het of ons het hulle dalk 'n dag te laat geharvest. So dis 'n baie gekontroleerde proses want ons wil maksimum produksie uit hulle kry. Hulle eet tot en met 5 keer hulle eie liggaamsgewig elke dag. So ons wil weet dit wat ons insit, kry ons die maksimum uit hulle uit. Ek hoor wat jy sê. Ja. Nee. Okay. Maar
As hulle nou die familie met julle nou by mekaar sit, as hulle mekaar nou nie like nie, hoe werk dit? Of moet hulle mekaar maar uitsort? Die ene moet aan daai kant van die krat bly en die ander op daai kant. Nee, maar dis maar 'n demokrasie binne hulle moet mekaar maar uitsort hier binne. Okay. Right, en dan sê jy, dan kom ons nou by hierdie, nee. Die eerste ding wat ek wil sê is, ek wil net as die ouens regmaak vir die storie, nee. Dis nie enige tipe aardwurm die nie, nee. Nee, dis glad nie enige tipe aardwurm nie. Eerstens meeste wurms wat ons aan dink as aardwurms is komposwurms, so hulle werk net op die komposlaag van die grond. Ja. Hierdie wurms werk deur die totale grondprofiel. Ja. Wat baie belangrik is, want ons praat hier van grondgesondheid. Dan wat hulle ook doen, wat baie belangrik is, deel van daai proses, soos hulle eet en hulle skei die vermicast uit of hulle kos weer uit, dan kout hulle daai uitskeiding met kalsium. Hy het 'n calciferous gland in sy agterend. So hy kout hom met kalsium. So soos wat hy eet en die aeration vorm, los hy kalsium agter. Ja, daai is baie cool. So as wat jy vir my wil sê is daai verdigtingslaag wat ek kry in teorie, ons sien wat werk. Wurmpies hef hom basically op. Presies dit. Ja. Dis cool. Okay, wys my hier dat ek sien, nee. Right. So eerstens, as ek so liggie kan aansit. Nou so jy kan sommer sien, dit is nie meer grond nie, jy kan sien die klein drolletjies. So hy het nou basically hierdie goed gevat en dit nou in drolletjies verander, nee. So hierdie wat jy hier sien, ek dink dit moet in die volgende 2 dae geharvest word. Ja. Is skoon vermicast. Yes, so hulle het nou al die kos wat die binnekast het hulle nou al uitgeëet. Hulle het al die kos geëet en hulle het alles verander in skoon vermicast. Okay, nou wat wys my? Waar is die wurms? Waar is die wurms? Ja, so. Liewe ouers. Nee? Wat is net hierso. Maar dis nou nie aardwurms nie, dis aan slange. Ja, dit is hoekom ons sê hy is 'n ordentlike wurm, is nie 'n normale aardwurm nie. So ek neem aan dit gee hom kapasiteit op. Nee. 100% en die hoeveelheid kos wat hy eet en die hoeveelheid organiese materiaal waardeur hy werk is net soveel meer. So wat jy my sê is hy vat hierdie en want kyk ek wil net vir julle wys hoe fyn is hierdie goeters nie. En as jy nou hierdie gaan vat, nê, daai is skoon heilige aardwurmmis, nê. Yes, dis awesome. En as jy hom so voel in jou vingers, sal jy voel hy voel so suiker. Ja. En dit is daai kalsium. Dis daai kalsium besigheid. Ja. Sê vir my, okay, maar as ek nou die goed gaan insit, hoe kry ek dan nou van die aardwurms binne in my, julle vat nou hierdie aardwurmmis, nê? En dan sit julle hom nou saam in die pilletjie, seker reg? Ja, in die harvesting proses, wat gebeur is, hy skei dan die aardwurms, en hy gooi die aardwurmmis een kant, en hy gooi dan die groter eiertjies, gooi hy ook aan die ander kant. Daai groter eiertjies kom in ons hatchery in ons nursery. Ja. Dus julle het nog julle eie kwekery ookie? Ja. En kom ons. So ek weet nie of hulle daar kan sien, die is bietjie moeilik, sorry, daar is ons te veel van daai ander kosse. Maar as jy mooi gaan kyk, daar is ons sien al die babietjies. So dis al die babietjies. En julle nog 'n sekere tyd ook wat julle nou, dis die kykens. Ja, so, nee. Presies ja. So en dan vat julle hulle van daar af 'n sekere hoeveelheid die kant toe, sekere hoeveelheid wat julle per krat nou amper wil ek sê insit. Ons weet presies hoe oud is hulle, wanneer kan hulle deel vorm van die produksieproses. En dan wat gebeur is van die eiertjies. Redelik baie van die eiertjies eindig binne in daai vermicast op. En daai vermicast vorm deel van die eindproduk in die korrel. So daai eiertjies eindig op in jou korrel en daai korrel eindig op in jou grond en die eiertjie broei uit in jou grond en jy kry wurms in jou grond. Hoe robust is hierdie goeders? Kan hulle redelik oorleef of dit wat julle hulle mee gee, dat hy eiertjie kan uitbroei en is daar genoeg organiese materiaal wat in die grond is? Ek wil net weet hoekom het my vorige aardwurms gevrek? Ja, ek dink dit is iets wat maar afhang van elke streek en klimaat en grondtipe en so aan. Aardwurms soos mikrobes is nogal robust goetertjies. Hulle hou nogal hulle lewe, hulle bly nogal in die lewe. So ons het nog nie 'n grondtipe gekry waar hulle nie uitbroei en nie oorleef. Ja. Soos ek sê, daar's baie tipes grond en goed. So ons sal. So die punt is maar net jy kan hulle insit daar by jou en dan maar saam met die hoofdoelwit is kry die mikrobes in en die aardwurm is
ondersteuningsnetwerk vir daai hele ekologie amper om nou by mekaar te kom. 100% en hy vorm ook deel van daai ekosisteem op die einde van die dag, want hy is die ultimate predator. Okay, maar om hom dan nou, hierdie is 'n korrel wat jy het, nê? Gaan, soos ek nou alle prosesse ken, dit is 'n hitteproses en al die goed gaan en nie die aardworm eiers doodmaak nie. Dis baie belangrik. Ons kan hulle nie blootstel aan te veel hitte of te veel drukking of iets soos dit nie. So ons maak gebruik van 'n koue rolproses wat die mikrobes aan die lewe hou, wat ook die seker maak die aardworm eiertjies en al daai goed word nie te veel beskadig nie. So alles bly in die lewe, ja. Right, dit is Tinus van 95 korrels, nee, okay. As jy belangstel, kom met hulle in kontak, hier is sy nommer. Hulle het agente reg oor die land ensovoorts, gaan hy jou in die regte rigting druk, van wie wil jou gaan help. Maak seker, man, al doen jy 'n klein toets met hierdie goeders, weet ek gaan, nee. Plant 'n klompie wurms, toets die goeders, kyk hulle op die mikroskoop, maak seker dat daar waar jy die een lot doen, aan die ander lot, daar is actually, en jy gaan sommer sien, is al wurms of nie wurms nie. Kinderlik opgewonde oor hierdie storie, gaan wurms plant. Linkie bo of hier onder, tot volgende keer, groete.